Goeiedag. Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan, kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. 2 Samuel 7, vers 1 en 2. Die hout van die seders van Libanon is sterk, reguit, met 'n heerlike geur. En om hierdie redes was dit baie gesog in die antieke tye. Dit was altyd die eerste keuse wanneer 'n tempel of 'n paleis gebou moes word. En daar is ten duurste daarvoor betaal. Hierdie bome het gehelp dat die Fenisiërs 'n belangrike plek onder die nasies beklee het. En dit het simbool geword waarin hulle en hulle afstammelinge geken is. Vandag kom die seder steeds op die Libanese vlag voor. Die water van die seder is baie duidelik in die Bybel. Dit word talle kere genoem. Wanneer mense iets waardevol besit het, is daar 'n kus van sederhout gemaak om dit in te bewaar. Mense se kosbaarste besitting is in 'n sederhoutkus bewaar. Huise in die tyd van Dawid is van klip gebou, maar het baie gelek. Arme mense moes maar die nattigheid verduur, maar ryk mense het hulle huise met sederhout geïsoleer, wat daartoe gelei het dat hulle huise so dig soos ons moderne huise was. Om hierdie rede kon Dawid te midde van sy rykdom sê, kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Hy het verwys na sy paleis wat met sederhout geïsoleer was. Wat hy eintlik gesê het is, my huis is selfs beter as die van God. Ek gee nie vir God die beste nie. Dink nou oor jou eie lewe. Gee jy vir God die beste? Die voorskrifte vir offers in die Ou Testament het ook elke keer bepaal dat dit die beste moes wees. 'n lam sonder gebrek, nie afskeepgoed nie. Maar dis nie net van jou besittings nie. Gee jy die beste van jou tyd vir God? As jy Sondag moet kies om kerk toe te gaan of die cricket wêreldbeker te kyk, wie kry die beste tyd? Jy of God? Gee jy die beste van jouself aan God? Jou gawes, jou talente, wat jy in elk geval van hom ontvang het? Of gebruik jy dit net om jouself suksesvol te maak? Kom ons bid. Here, vergewe my, dat in spite daarvan dat al die eer U toe kom, ek U soms in 'n tent laat woon, terwyl ek in 'n huis versier met sederhout woon. Dankie vir U genade, en dat U my daaraan herinner, dat alles wat mooi is, van U alleen kom. Amen.